Dan buig ons die hoofde voor die Here. Hemelvader, Abba Vader, onse God, ons nader die troon in die naam van die Seun Jesus Christus. Here, met 'n dankbare hart vanmôre kom buig ons voor U, want aan U kom toe al die eer en die lof, Here. Daar is niemand soos U nie, my God. Elke dag besef ek dit meer en meer en meer en meer, dat Here, sonder U ek verlore sou wees. Daarom kan ek maar net kom sê, dankie vir die voorsiening, Here. Dankie vir geleenthede soos hier, waar ons die woord kan aan die mense kan kom bring, aan die kinders kan kom bring, Here. O Gees van God, ek wil bid dat U vanmôre in elkeen se hart sal werk. En Here, dat hulle sal hoor dit wat U vir ons sê en wil sê vir die kerk vandag. Here, want as ek aan hierdie boodskap dink, dan raak dit koud hier binne in my. Raak ek benoud en raak ek bekommerd. As ek weet dat daar buite in die wêreld soveel pragtige siele is wat besig is om verlore te gaan. Here, gee ons daardie guts, Here, om U naam te gaan verkondig daar buitekant. Here, maak ons lewe so dat mense Jesus Christus U seun in ons lewens sal sien, en dat mense sal sê, ek wil ook hê dit wat hulle het. Dankie, Here, dat ons U vanmôre kom eer deur ons lofsang en aanbidding. Wat 'n besonderse oomblik is dit nie, maar aan U die lof en die eer te bring. Ek bid dit in die wondernaam van die Seun Jesus Christus. Amen. Nou, jy gaan sien, ek gaan my Bybel gebruik hier, want ek my Bybel vat, en dan kyk hier, want ek is nou vir die skrif, so ek het skrifte wat ek moet lees, so ek kan ook ongelukkig nie skryf nie, ek het bewe siekte, en so die gevolg as ek probeer skryf, dan kan ek nie by jou skrif lees nie. So, daarom tik ek dit maar uit, en dan tik ek sommer die woorde. Baie groete vanaf Koramdeel gemeente, Pastoor Henny, en die kerkraad daar. Baie dankie aan Pastoor Janele in die geleentheid wat gegeen is om vir U die woord vanmôre te kom bring, en dan ook my groete stuur van my boetie, wat altyd saam met my kom, uit knievervanging gehad in die week, en het is baie goed gegaan, en hy staan sterker aan by die huis. Ek het onlangs 'n baie groot voorreg gehad, en dit is altyd 'n voorreg, dit is nooit 'n reg nie, om saam met Joy Travel Turkye toe te toer, na die 7 gemeentes van Openbaring, waar ek in die spore kon gaan loop het, van mense soos Paulus, Petrus, Aquila, Apollos, Timotheus, en vele ander apostels, wat hierdie paaie gestap het tussen hierdie gemeentes, en toe kon sien waaroor dit gaan. En dit is juist met een van hierdie staptogte in die Efese, jy sal sien dat, wanneer jy die 7 boeke lees daar in Openbaring 1 tot 3, sal jy sien dat baie van hierdie gemeentes word nie werklik iets oor gesê in die Bybel, behalwe die gemeente van Laodicea en die gemeente van Efese. Ons weet dat Paulus het die brief van Efese aan die gemeente van Efese gestuur terwyl Timotheus daar was. En ons weet ook dat dit is hier waar Paulus vir ons geskryf het wat ons wapenrusting is. Maar my skrifgedeelte kom vanmôre, jy sal nou vra en wonder, nou wat het dit te doen met die feit dat jy by die 7 gemeentes gewees het, en ek gaan dit nou verduidelik. Kom maar in Lukas 17, daarvan vers 26 tot vers 29. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens. Jy moet mooi luister. Soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit gebeur ook in die tyd van die Seun van die mens. Wie is die Seun van die mens?
Wie is die seun van die mens? Jesus Christus. Hy noem hom ook self, noem hy hom die seun van die mens. So met ander woorde, wat Jesus vir ons probeer sê het, hierso wat die apostel vir ons hier probeer sê, is soos wat het gewees het in die tyd van Noag, so sal dit ook in die tyd wees wanneer Jesus weer kom. En dan het geëet en gedrink, hulle het getrou en dit is in die huwelik gegee, tot op die dag, hoor mooi, dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het. Tot op die dag wat daar die ark se deur toe gegaan het. So nou hoor. Vers 28 sê, net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van hemel af gereën en almal vernietig. Terwyl ek in die pad afstap in Efese sit so teen 'n koppie, en die grootste gedeeltes van die ruïnes van die meeste van hierdie plekke is Efese seker 1, Efese en Pergamus, die twee gemeentes, en dan 'n bietjie van Laodicea ook, is dit redelik behoue gebly en opgebou oor die jare heen. Maar terwyl ek hier afstap, ek was alleen gewees, ek het nie iemand gehad wat ek saam mee gewees het nie, so, jy stap daar alleen, en praat ek met die Here, en vraag vir die Here, Here, het Paulus nie dalk ook hierdie tog hier teen die kop afgemaak? Heel onder aan die voet van hierdie kop is 'n biblioteek gewees. Hierdie biblioteek was van Kansas, was die bibliotekaris se naam, en hy het 40.000 boekrolle in hierdie apteek, in hierdie biblioteek gehad. So dit is waar hulle gekom het om te kom skrifte te kom lees en boeke te kom lees. Reg langs dit was daar 'n mark gewees. Wat baie interessant vir my gewees het is, dat markte was baie naby en baie nou aan die kerk verbonde. Nou, Paulus was 'n tentmaker. Paulus het vir homself gesorg, dit is bitter min dat gemeentes vir hom geld gegee en of aan sy behoeftes voorsien het. Hy het gesê, dit is nie hoekom ek hier is nie, ek is hier om die woord van Jesus Christus te verkondig, en daarom, hy was 'n tentmaker, en hy het dan ook 'n winkeltjie daar gehad, waar hy dan seile gemaak het, en tente gemaak het. Ons weet ook, dat Paulus, en ek nou oor die ander gemeentes gesels, vir ongeveer 3 jaar in Efese gewees het. En dat hy daar die kerk opgebou het, versterk het, en ons weet ook, dit is hier, waar daar sekere afgode aanbid is, en ek gaan nou by die afgode kom, want so baie mense sê vir my, ek weet nie waar julle aan al hierdie goed kom, by die name van die afgode nie, en ek wil vir julle dit graag wys. En Paulus is besig om die kerk hier te versterk. Maar omdat in hierdie tydperk waar Paulus hier is hulle nog steeds besig met afgods aanbidding. Het hulle byvoorbeeld uit silwerry of uit hout uit, het hulle beelde gemaak. Interessant, in Efese staan daar nog baie beelde, groot beelde, maar sonder koppe. En dit was my interessant, en ek vraag pastoor Greg, wat ons toerleider gewees het, hoekom? Toe vertel die toergids vir ons, wat 'n Turk is, dat hulle het die beelde gebou, en elke keer wanneer 'n heerser doodgegaan het, of 'n afgod is nie meer deel van hulle bestaan nie, dan het hulle net die kop gemaak, en die kop op die beeld gesit. So die lyf het altyd dieselfde gebly. Alles is baie interessante goed om net na te luister. Jy sien, ons is so geneig, ons lees die woord van God, maar ons ken nie die geskiedenis daarachter. Ons verstaan nie die geskiedenis. Nou stap ek hier af, en ek is besig, dit was vir my so interessant geweest, hulle het spoeltoilette gehad. Al probleem was, die toilette was openbare toilette geweest, almal het langs mekaar gesit.
So, dis nou maar sommer net so Tom die Kies gesê, die toilette het gelyk soos 'n toilet wat uitgekerf was, en klippe met water wat onderdeur gegroei het, so dit is hoe die toilette gelyk het. Interessant om hierdie goed te sien, dis maar net so terloops, Kies Tom die Kies gesê. Terwyl ek nou hier loop, en ek praat met die Here, hoor ek die stem van die Here vir my sê, Pieter, as ek jou vandag moes vra soos ek Johannes gevra het, om 'n brief van die kerk van vandag te skryf, wat sou ek gesê het jy daarin moet sit vir die kerk? Wat is die boodskap vir die kerk van vandag? En dit het my baie gepla. En weer het ek die stem van die Here gewoon gesê, wat is die boodskap, wat as ek nou vandag vir jou sê, skryf my 'n brief vir Koos, of 'n Klaas, of 'n Sari, of 'n Marie. Wat sou dit wees, wat ek in hierdie brief geskryf het? Vir haar of vir hom? Ek sê, ek weet nie, Here, want die tyd waar ons lewe, het boos geword. Ons weet, dat hierdie 7 briewe het iets in gemeen gehad. Die eerste ding wat hy gesê het is, ons praat, ek sal nou daarby kom, hy sê, ek ken jou werke. Ek weet presies wat jy doen, jy kan nie vir my wegsteek wat jy doen nie. Die tweede wat hy gesê het, aan hom dat oorwin, sal ek gee. En die derde ding wat die briewe gemeen gehad het is, hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Alvorens ek daar kom, wil ek graag net so 'n bietjie geskiedenis oor hierdie gemeentes wil ek vir julle meedeel. Die verskillende kerke verteenwoordig tydperke naby aan die kerktydperk wat plaasgevind het van na Jesus se afsterwe tot vandag toe. So die eerste kerk, die eerste brief was in die kerk van Efese gewees. En ek gaan nie alles doen nie, want as ek alles moet doen, gaan ek nie baie lang besig hou. Maar daar's iets wat belangrik was wat hy gesê het, wat hy teen die kerk gehad het, en dit was dit. Kerk van Efese, jy het jou eerste liefde verlaat. So nou kyk na wat is hierdie eerste liefde. Jou naam beteken lieflik. Jou naam beteken in Engels desirable. Maar jy het jou eerste liefde verlaat. Wat ek vir jou het, is dat jy kan nie die slegte mense verdra nie. Nou moet jy verstaan, Paulus het hierdie kerk gebou, in hierdie kerk is daar verskillende mense, uit die Jode, en daar is heidene, daar is Romeine, wat hierdie plek het ontstaan, ek sal nou by die geskiedenis 'n bietjie kom, hierdie plek het ontstaan uit verskillende streke, verskillende tye, wat daar geheers het. Ek het vir jou, dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Ek het vir jou, dat jy verdraagsaam is, en dat jy lydsaam is. Het maak nie saak hoeveel las op jou sit nie, het maak nie saak hoeveel hulle jou afbreek nie, jy sal staande bly, jy gaan nie skeer nie, jy gaan nie in 2 gedeel word nie, jy gaan nie in 3 gedeel word nie. Ek het dit vir jou, dat jy nie moeg word nie, dat jy aanhou en vashou. Maar ek het ook teen jou, dat jy die Nikolaïte toelaat in jou gemeente. Vir die wat jy weet, die Nikolaïte gewees het nie, dit was 'n groep mense wat Jesus, wat God aanbid het, maar hulle het ook die afgode aanbid. So hulle wil ook die afgode binne die kerk hê. Want hulle, jy sien, jy moet verstaan, dat in die wêreld van daardie tyd, was dit net Israel wat God aanbid het. Al die ander mense wat bestaan het afgode aanbid. En die afgod wat in Efese aanbid was Artemis, of ook genoem Diana.
Sy was 'n prinses gewees en sy was genoem die godin van vrugbaarheid. Wat my verskriklik was, is dat by al hierdie kerke, waar hierdie besighede gewees het, prostitusie 'n verskriklike belangrike rol gespeel het, van waar die mense uit die kerk uitkom, was hulle daar. En ek gaan nou praat 'n bietjie oor oorspel en oor prostitusie van die kerk. In Smyrna beteken soet mirre, en Jesus het niks teen hierdie kerk gehad. Want Smyrna is een van die kleiner kerke wat God aanbid het en aan hom vasgehou het. Sy werke was genoem ryk. Hulle was dood, maar hulle het lewend geword. Hulle het dis gevrees, wat hulle kan nie kom nie. Hulle kon in die naam van Jesus opstaan en sê, so spreek die Here. En God sê, ek sal vir julle gee, die kroon van die Here. Vir Efesiërs het gesê, bekeer jou en doen die regte werke. Vir Smyrna sê hy, ek gee vir jou die kroon van die lewe, en ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Ek sal nie toelaat dat jy die tweede dood in die poel van vuur gewerk word. Kan jy sien hoe ek opgewonde geraak het? Pergamus is 'n baie groot gemeente gewees. Hy lê so teen 'n berg met op die amfitheater, kan jy nog sien, waar die Alexandriese ryk, die Romeinse ryk, die Byzantynse ryk en al die ryke wat daar geheers het, in die theaters gewees het. Dit beteken Acropolis of Citadel. Dit beteken dit is getroud met 'n toring. Ons weet dat torings vandag nie van die Here af is nie. Dat dit aanwysings is van die duiwelse plek. Hoor mooi wat sê die Here vir hierdie plek. Ek ken nie jou werke, dit is waar die troon van Satan is. Satan, kind van God se werklikheid. Hy is nie maar sommer net 'n woord nie. Jy het aan Biliam, het jy afgodsoffers, jy eet saam met hulle wat die afgod Biliam aanbid, eet jy saam mee. Ek haat dit wat die Nikolaïte aan jou gedoen het. Dan kom hy dan sê hy vir die kerk, hou vas aan my. Moet my nie los nie, want die moment wat jy my gaan los, gaan jy verlore gaan en sal jy in hierdie tweede dood nie ons vryspring nie. Dan sê hy, min van hulle het aan God vasgehou. En God sê vir hulle, bekeer jou. Thyatira, het beteken offer van berou, 'n soet reuk van arbeid. God sê, hy teen die kerk dat hy onverdraagsaam is, dat hy Jezebel toelaat. Jezebel was 'n prinses getroud met die koning Ahab, en sy het die afgode het sy aanbid. Ek wil net gou teruggaan na van die afgode wat aanbid is. By Smyrna is die keiserlike afgode aanbid. By Pergamus is Zeus, Athene, Asclepius en Dionysus geaanbid. Hier by Thyatira is Helios, Pythias, Tirameus, Apollo en die songod aanbid. Dan sê die Here, wat ek vir jou het is die goeie werke wat jy doen. Julle wat vasgehou het aan my, julle doen goeie werke deur my naam onder die volk te versprei. Hou vas aan my, want as julle my los, sal julle verlore gaan. Dan is daar Sardes wat ook 'n groot kerk was. Wat beteken die wat vlug of bly? Hulle werke was dood. Jy sien, kind van God, ek kan nie tot bekering kom deur my werke nie. Ek kan nie. Ek kan soveel werk vir die Here soos ek wil, ek gaan nie tot bekering kom nie. Daar's net een weg tot die bekering, en dit is Jesus Christus. Hy is die weg en die waarheid, en net hy kan vir jou tot by God bring. Hoe moet jy aanneem?
as persoonlike verlosser en saligmaker. Hom, sy genade moet is vir jou groot genoeg. Deur hom kan jy Jesus Christus aanneem. Want jou werke is dood. Alhoewel ons weet dat by die regterstoel van God sal ons werke geoordeel word. Alles jou werke wat jy gedoen het, reg en verkeerd. Okay? Jy weet nie, Sardes, dat daar gaan 'n dag kom dat ek gaan afkom soos 'n dief in die nag, want jy sal die tyd nie ken nie, en dan kom ek jou oordeel. Bekeer jou, en daar was enkeles wat hulle self bekeer het. As jy jou bekeer, gaan ek vir jou wit klere gee. Ek wil hê jy moet dit, hierdie tydperk speel af tussen die 1500s, die kerktydperk tussen die 1500s tot 1750. Ek wil hê jy moet luister na wat hy sê. Ek gaan vir jou wit klere kry, kind van God. O, prys die Here, as hy vandag kom, as hy kom om my te kom haal, en glo my sy kom soos naby. Ek is nie ou wat datums op gee soos ander mense nie. Ek sê net vir jou, die tyd is naby. Ons sien dit, ek gaan vir jou nou wys. Dat as hy kom, gaan ek 'n wit kleed kry, ek gaan 'n kleed van regverdigheid kry, ek gaan 'n kleed van geregtigheid kry, en ek gaan met die teenwoordigheid van Jesus Christus staan. Amen. Geregverdig. Wandel waardig in my. Oorwin sodat ek jou kan bekleed met 'n wit kleed. Oorwin sodat jou naam nooit uit die boek uitgevee sal word nie. Al die Griekse en Romeinse gode is hier geaanbid, onder andere Zeus. Philadelphia was 'n klein kerkie gewees. Daar's min van hom oor. En weet jy wat? God kon niks vind. Jesus kon niks vind in die kerk van Philadelphia. Al wat hy kon sê, is julle het min krag gehad. Maar omdat julle my aangeneem het ek julle krag verneder. Het ek julle 'n deur oopgemaak. Bewaar my woord. My naam sal ek met julle versoen. Wat 'n wonderlike voorreg as God vanmôre vir AGS Heiligdom gemeente kan sê, ek sal my naam met jou versoen. Ek sal jou bewaar van die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom. Ek kom gou. Hou vas. Wie oorwin sal ek 'n pilaar maak, sal op hom die naam van God geskrywe wees. Dan kom die laaste kerk, die een van Laodicea, en dit speel af in die tydperk waarin ek en u vandag lewe. Laos beteken mense. Decea beteken by mekaar kom. Dit beteken ook regte. Mense regte. Waarin lewe ek en jy vandag? Die moordenaar, die geweldenaar, die oorreerder, die maak nie doen dit op, het meer regte as wat ek en jy kind van God het. So onlangs as 2-3 weke gelede, daar was 'n groep gestig in die regering wat na sekere kulturele aspekte van ons samelewing moet kyk. Een van hierdie kulturele aspekte waarna hulle kyk is na die kerk. Ek glo julle almal lees die nuus en kyk na die nuus, dan sou julle dit gesien het. En 'n vrou staan daar op en sy sê dat hulle moet 'n artikel deurdruk dat die regering sal bepaal wat die kerk van die kanselaars is. Kind van God, dit kom. Ons is nie gevrywaar daarvan af. Dis besig om te kom. Dis hierdie tydperk van Laodicea. Hy sê vir hom, julle is louwarm. Julle ken die storie, was jy maar warm, was jy maar koud, want nou het jy nou sal ek jou uitspieg.
Kyk na die kerk vandag, kind van God. Weet u, toe ek tot bekering gekom het daar in 1984, ek kan onthou, as ek so by die deur ingestap het, dan wou ek nie staan en bly nie, ek wou op my knieë kom, ek het vorentoe gegaan, ek het hier voor kom kniel, en of voor die kerk begin het, daar was nie baie gesels nie, het mense voor die Here gestaan, hulle hande opgegooi, en God se aangesig gesoek, en die Gees van God, het baie keer soos 'n wind deur die gemeentes gewaai. Gesien hoe dat 'n persoon uit 'n rolstoel het opstaan, 'n persoon wat vir 18 jaar in 'n rolstoel gebind was, opgestaan en geloop. Ek het gesien hoe dat kankers uit mense se liggame uitval. Waar is dit? Hoekom ervaar ons dit nie meer? Hoekom sien ons dit nie meer? Jy is geestelik arm. Is die kerk nie vandag geestelik arm nie? Ek vra jou, 'n vraag, ek oordeel nie. Ek is nie hier om jou te oordeel nie. Ek is hier om dit wat God in my hart gelê het, vir te kom sê. Jy het blind geword, en jy het naak geword. Hierdie naak beteken nie sonder klere nie. Dit beteken dat jy naak geword in jou gees. Jou gees is nie meer met die gees van God bekleed nie. Hy sê maar as Laodicea, hy sê vir ons, vir my en vir jou vanmôre, koop goud wat deur vuur gelouter is en wit klere om jou naaktheid te bedek. Kry die gees van God weer terug in die kerk. Begin die gees van God weer kans te gee. Kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. As jy vir my oopmaak, sal ek met jou fees vier. En nou gaan ek eers begin preek. Die Joodse volk is deur Nebukadneser weggevoer. Ongeveer 600 voor Christus. In die Babyloniese ryk, hulle was ongeveer 70 jaar daar. Die vraag is, hoe het hierdie Joodse volk en die Christene in Turkye, wat in daardie stadium Klein-Asië, of Kappadosie genoem was, hoe het hulle daar geland? So, kom koning Darius in die tyd van koning Nebukadneser gaan verby, koning Darius kom daar, en ek gaan dit vinnig net vertel, sodat jy 'n idee kan kry, en hy sê vir Jeremia, vir die Jode, julle kan teruggaan na Israel toe, julle kan die mure van die stad gaan opbou, julle kan die mure van die tempel gaan opbou, julle kan julle offers weer aan julle God bring, en al die goed in die klomp van die Jode, wat hoofsaaklik uit Juda en Benjamin bestaan het, en 'n klein groepie van Manasse, vertrek en hulle gaan terug na Israel toe. 'n Groot hoeveelheid van die Jode het besluit, hulle wil nie terug gaan soek toe nie, want jy moet verstaan, as jy kyk na die oorlog in die Gaza vandag, dit kom nie van vandag af nie, dis al vir 6000 jaar. Jy moet verstaan dat Esau was die Edomite, Ismael is die moslems. Hulle het onder mekaar getrou en hulle het 'n haat gehad aan Jakob. Want wie was Jakob? Jakob was genoem Israel. So dit is hoekom daar in die Midde-Ooste soveel haat tot vandag toe nog is vir die Israeliete. En tog sê God dat ons moet hulle seën, en as ons hulle seën sal ons geseënd wees. Ons vir hulle bid sal ons, en praat ek nie van Islam en van die Palestynë nie, ek praat van, en ek keer nie goed dit wat gebeur daar. Ek probeer net sê, waar kom hierdie haat vandaan? So 'n klomp van hierdie Jode het toe getrek in hierdie plek Mesopotamië, Italia gekom, en daar het hulle tussen die mense gaan woon in die klowe. Nou, ek het baie foto's geneem, ek het ook die voorreg gehad om te ballon daar oor te vlieg, waar hulle die kerke en die huise en die blyplekke in die dolomiet en in die granietkoppe uitgekap het. Jy kan dit gerus gaan Google. Dit is vandag nog daar, en het verskriklik baie kerke, maar daar was soveel ander afgode in hierdie tyd gewees, want jy sien, Satan het daar regeer. Nou sê baie mense vir my, maar dit kan nie wees nie. Ek wil vir Jesegiel 28 vers 15 lees.
Jy sien Jesegiel 28, hier van vers 11 waar word die duiwel beskryf. Kom ek sê vir julle vandag, die duiwel is nie 'n klein mannetjie met 'n lang stert en 'n horentjie en 'n rooi gelaat en 'n vreeslike gesig nie. Die duiwel kan enigeen van ek en jy wees. Okay? In hierdie Bybelse tyd het die nasies verskillende afgode aanbid. Waar kom hulle vandaan? Hoor wat sê Jesegiel 28 vers 15. Hy praat van die duiwel. Jy wat volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die gode berg afgedrywe. Daar was 'n godeberg, wat 'n klomp afgode gehad het, en hulle is afgedrywe, en die duiwel is afgedrywe. En ek het jou tussen die, hoor mooi, tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o Geer wat beskik. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy, oor sy wat? Sy skoonheid. As jy gaan kyk hoe die Bybel die duiwel beskryf, is dit verskriklik mooi engel gewees. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van die konings, dat hulle op jou neer kan sien. So oral het hierdie gode, het hierdie Grieke, jy moet verstaan, dat daar was verskillende tydperke. Daar was 'n tydperk van die Babyloniërs, daarna het Alexander die Grote gekom, die Romeinse Ryk het gekom, die Partydse Ryk het gekom, die Ottomaanse Ryk het gekom, en kind van God, al die geskiedenis, en dit is wat Bybelgeskiedenis so lekker maak. Hulle het dit gehoor by die kinders, wie hou van geskiedenis? Daar staan, hier, bruid, naam van Here 2, 3, my seun gee geskiedenis. Dit is wat geskiedenis ons so lekker maak. Bybelse geskiedenis is opgeteken. Die Joodse geskiedenis is opgeteken. Dit is noodsaaklik dat ons vandag sal verstaan, dat daar nog steeds in die tyd waar ons lewe afgode is. Hulle naam is net nie meer Zeus nie. Hulle naam is net nie meer Artemis nie. Hulle naam is net nie meer Onesimus nie. Maar hulle het ander name gekry. Name wat vir my en vir jou aanloklik geword het. Naamlik die wêreld. Jou vraag. Wie van u betaal met bankkaarte? Almal, nee. Wie van u betaal met die selfone? Wie van u betaal met die horlosies? Jy sien, die wêreld is besig om ons te indoctrineer. Hulle leer ons dat al die goed is alright. Maar dan gaan 'n dag en 'n tyd kom wanneer die groot verdrukking gaan begin plaasvind, wat jy nie meer sou kan koop. In Swede het hulle nie die mense gedwing nie, maar het gesê ons kan dit vir julle maklik maak. Julle kan Europa vol reis, julle kan enige plek in die land gaan met julle identiteit, julle kan enige plek geld trek, julle kan enige besigheid doen, net soos wat julle wil. Al wat julle moet doen is om 'n chip tussen julle duim en julle wysvinger in te plak. En meer as in Swede, die my nie te glo nie, kan ek gaan lees, het dit reeds gedoen. Kan u sien dat wat is die afgode van hierdie wêreld? Afgode van hierdie wêreld is besig om ons kinders en onsself in te sluk. Op die toer is daar 'n boer gewees. Gaaf, van die van ver af hier so vanaf. En hy sê vir my, sy kinders het nie selfone. So moet dit hy sê nie hulle opgeskote. Hulle het ook nie tablets en rekenaars en sulke goed. As een rekenaar in die huis en dan kan hy ver doen as dit nodig saaklik is dat hy iets af kry. Ek sê nou wat doen hulle? Hulle sê hulle plant en hulle ploeg en hulle maak die jag die beeste aan, dip die beeste, spuit die goed in en so.
Maar ek kyk baie keer na my eie kleinkinders. Kom ek vra vir jou, sê môre eerlik is met jouself. Wat is die eerste ding wat jy gryp in die oggend as jy wakker word? Eienaam? Is dit nie eienaam nie? Jy sien, ons word stelselmatig geïndoktrineer en nou kom die Here en hy sê, terwyl hy hierdie brief skryf, dit was 'n enkel skrol gewees. Hy sê daar in Openbaring 1 vers 11 sê hy saying, write on a scroll what you see and send it to the 7 churches, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Die 7 sterre wat hy in sy regterhand het, is die engele van die 7 gemeentes en die 7 kandelare is die 7 gemeentes. Die briewe is apokalipties van aard. Dit beteken dat dit te doen met die eindtyd. Dit is nie vir die tyd van die tyd geskrywe nie, dit is vir my om vir jou om aandag te begin gee aan hierdie goed wat hier geskryf staan en myself te vra, en nou kom vra vir die Here, Here, wat is hierdie goed? Nou wil ek dit vinnig opsom. Jou eerste liefde verlaat. Jy gee vir Satan die reg in jou lewe, die troon van jou lewe. Hy het vir Satan gesê, Sardis, dit is waar die troon, Pergamus, dit is waar die troon van Satan is. Hou vas aan valse leerstellings. Wie van u het toe die datum bekend gemaak is, ons praat oor mense nie, ons almal maak foute, en ek oordeel nie, want die oordeel kom my nie toe nie. Maar wie van u het gaan begin om reg te maak vir die 24ste September? So gelag, pastoor, en die vrou sê vir my, hy sê, o, jette jong, as jy nou daar in die lug is en jy vlieg, dan gaan die wegraap op plaas, want ek sê vir hom, wel, ene moet jy onthou, ek is dan nader as jy. Okay. Dit is so ernstig vanmôre. Hou vas aan die leerstellings. Baie mense hardloop na sosiale media toe, en het jy gesien hierdie videoklip van hierdie ou wat hy sê? Oor die weggehaal. Het jy gesien hierdie videoklip van hierdie ou? Het jy gehoor wat sê hierdie ou? Terwyl ons daar die Bybel het, wat vir ons alles sê. Alles moet daarin getoets word, en alles moet daarin kom. Die Nikolaïte, hoeveel afgode is daar vandag nog, wat ek en jy aanbid? Die gees van Jezebel. Hoeveel gees van Jezebel staan nog aan my en jou? Oorspel. Die kerk wat kompromie aangaan met die wêreld en met mense. Werke wat dood is, ons doen al hierdie goed vir die Here. Ons doen al hierdie goed en ons is so besig. Pastoor, jy weet net nie, ek kry net nie tyd nie, maar ek doen dit vir die kerk, en ek doen dit vir die kerk, en ek doen dit vir die kerk, en dit beteken niks. Want hoeveel siele het jy daardeur bereik? Hoeveel mense het jy getrek na die Here toe? Werke is dood. Min krag. Waar is die krag van die kerk? Waar is die krag om te sê in die naam van Jesus wees genees en 'n persoon is genees? In die naam van Jesus, jou duiwel, jou slang, wat hier in hierdie persoon ingekom het, ek bestraf jou, gaan uit in die naam van Jesus. Ek sien die afgelope tyd gebeur, daar baie van hierdie goed begin het weer op uit te steek, hoe dat mense geeste binne in mense inkom, en dan sê, dan bel hulle ons, hoor, kan jy goed gaan uit na daai persoon, mense nou versigtig wees, want daar is nou een van die gees in haar persoon. Persoon, nee, wacht bietjie, ek is so bietjie bezig. Ek doen nie meer daai goede. Jy sien, hoor nie wat ek sê. Mense het nie meer die krag van die gees van God in hulle, om hierdie goed op storm te loop. Ons is lauwarm. Geestelik, baie dankie vir die liedjies wat julle vanmôre gesing het. Daai laaste liedjie het my baie diep getref. Dit was absoluut van die Here. Ons het geestelik arm geword. Ons het blind en naak geword. Daar is so baie meer. Wat was die sondes wat in Noag en Lot se tyd gebeur het?
Ongelukkig sien vanmôre baie kinders, anders kan ek baie vertel het, en ek wil nie te veel daarop ingaan nie. Maar daar was groot boosheid in daardie tyd aan die gang gewees. Boosheid van alles, enigiets wat jy kan ondink, het in die tyd van Noag se tyd plaasgevind. Daar was geweld. Nou wil ek hê dat jy moet kyk na ons eie tydperk waarin ons lewe. Daar was afvalligheid van God af. Daar was korrupsie. Grote groei, daar gaan nie 'n dag verby dat ek nie lees en hoor van korrupsie. Immoraliteit. Moraal het nie meer saak gemaak. Ek kon praat soos ek wil, ek kon maak soos ek wil. Die jong kinders het geen respek meer vandag vir die ouer mense nie. Geen verhouding met God. Hulle seksuele immoraliteit het 'n groot rol gespeel. Oorspel het 'n rol gespeel. Die mans en die vrouens het onder mekaar gewees. Dit was 'n verskriklike tyd gewees vir al in Sodom en Gomorra. Geen respek vir God. Daar was geen dissipline nie. Kyk maar vandag na dissipline. Daar is nie. Prostitusie het 'n baie groot rol gespeel. Kind van God, weet jy wat? As daardie ark se deur vandag toegaan, het sy dit deur die dood is, of die wederkoms van Jesus is dit te laat. Dis gone. Dis verby. Ek kan myself indink hoe dat hulle in boomtoppe ingeklim het, op heeltjies opgeklim het, op rots opgeklim het, in die tyd van Noag toe. Tot daardie tyd het dit nog nooit gereën nie, dis die eerste keer wat hulle reën gesien het, want die woord van God sê dat dis uit die aarde uitgekom en alles benat. En kan jy dink met al die reën, en hulle hierop te beskryf, asseblief, ons is verkeerd, ek kan nie hier agterbly nie, ek gaan verdrink, ek weet nie eens hoe om te swem nie. Of in die tyd van Lot. Lot, vat jou goed en trek. Moenie terugkyk daarna nie. Jy sien, ons mense kom tot bekering, maar ons verlang van dit wat ons agterlaat. Ons is nie bereid om ontslae te raak van die gemors waaruit ons hieruit bestaan het. Lot, vat jou goed en trek. Kyk voor jou uit. Jy moet gaan. Lot, jy moet wegkom hierso. Ek gaan hierdie plek met vuur en met swaal gaan ek dit vernietig. Soos daar nie 'n steen sal oorbly. En Lot vat sy vrou en sy kinders en hy sê vir hulle kom, ons moet gaan. En die binnekant is in hierdie vrou, hulle het seker mooi meubels gehad, hulle het seker mooi goed in hulle huis gehad, mooi klere en al die goed, en nou sê dit alles agterloop, en ewe skielik kom die verlange van my sosiale netwerk wat ek gehad het, en al hierdie goed, en nou kyk sy terug, en sy verander in sout. In belaar van sout. Net so is baie kinders van die Here vandag. Dit is wat die Here het gesê. Net so is baie kinders van die Here vandag. Ek wil die Here dien, maar ek wil nie wat verkeerd is agterlaat. Want dit bly lekker. Wat nou as Jesus vandag 'n brief moet skryf van die kerk? En hy sê, ek ken jou werke. Dat jy nie koud is nie, dat jy nie warm is nie, dat jy lou is. Ek weet jy het jou eerste liefde verlaat. Kind van God, daardie eerste liefde, wie van julle kan nog onthou toe jy tot bekering gekom het? Daardie opgewondenheid, dit was lekker. Here, ek gaan vir u werk, ek gaan my lewe vir u gee, ek gaan alles doen, waar is daai Bybel, ek wil hom lees, ek wil verslind, ek wil hom opeet, ek wil vir my maats gaan vertel, vir my vriende gaan vertel, en dan sê hulle vir jou, bye. Het jou eerste liefde verlaat. Jou eerste verliefde, Jesus Christus, het jy verlaat. Wat 'n liefde. Johannes 3 vers 16, die ken dit almal, sê dit so mooi, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat niemand verlore mag gaan. Want so lief het God jou, en vir jou gehad, dat hy sy seun gegee het vir jou, en verwag hy van ons,
Hy sou dalk in die môre met sy Pieter skryf vir hulle het hulle eerste liefde verlaat, hulle is nie meer op die plek waar hulle my liefde en vir my lief is. Daardie liefde wat in jou gebore is, op die dag toe jy nuut geword het. Daardie eerste keer, daardie opgewondenheid, daardie Here, ek wil U en U alleen ken. Pieter skryf vir die kerk, hulle het 'n oorspelige kerk geword. Hulle gaan kompromieë met die wêreld aan. Want U sien, die mense wil nie meer hierdie preke hoor nie, hulle wil nie meer preke van sonde hoor nie. En ek dink ek het dit al in 'n vorige preek vir my hier gesê, Galasiërs 5, as jy Galasiërs 5 dink, wat is die eerste wat jy aan dink? Pastoor, ek weet, Galasiërs 5 vers 20 tot 22, die vrug van die Gees, en die vrug van die Gees is, en dan noem hulle dit so, op 'n vangerpunte op. Maar hulle gaan lees die voordat en sê, daar is 'n stryd tussen die Gees en die vlees. En wie jy die meeste voed, is die een wat wen. As jy jou vlees voed, dan wen jou vlees. As jy jou gees voed, dan wen jou gees. Dan sê hy die sonde van die vlees is, en dan rammel hy meer af as wat daar vrugte van die gees is. Praat hy van al hierdie sonde. Maar as jy vandag begin praat in die kerk van hierdie sonde, dan volgende Sondag gaan ons die helfte weg. Dan gelukkig, ek is nou nie volgende Sondag hier nie, so, julle kan volgende Sondag terugkom. So, maar verstaan jy wat ek bedoel? Ons pleeg oorspel met die wêreld. Ons laat die wêreld toe om ons te dikteer wat ons moet sê van die kansel. Ons laat die wêreld toe, kind van die Here, pas op. Wie van julle dink Trump is 'n groot kind van die Here? Kom aan. Wie van julle dink dat Trump is dalk die anti-Christus? Kan jy sien die wêreld? Gaan kyk 'n bietjie na die goed wat Trump doen. Israel het in pas van hom 'n trofee gegee. Prins van vrede. Hy sê die regte goed. Toe hulle middag vir hom in 'n onderhoud gevra het, jy al jou sonde bely, en sê ek het nie sonde nie. Jy hoef my nie te glo nie, jy kan dit glo. Dan die Google is geduldig. Ek het nie sonde nie. Ek hoef nie my sonde te bely nie. Ek doen goed vir die mense. Ek kyk na die mense. So ek is jammer as ek môre, ek ken nie sy lewe nie. Ek kan hom nie oordeel. Maar pas op, want jy sien, die Here sou dalk my gesê, skryf daar, in die laaste dae sal daar valse profete wees, daar sal valse leraars wees, daar sal valse leerstellings wees, daar sal mense wees wat voorgee om te wees wat hulle nie is nie. Pas op waarna julle luister. Vat my woord, luister na my woord. So by dalk my gesê het, ek sou die kerk blou noem. Wie is die ou Pinkstermensie? Wie kom al 20, 30, 40 jaar in Pinkster? Kan julle nog onthou as ons gesing het? Daar boe in ons kana, en dan dans ons, en ons kyk uit mekaar. Kan julle dit nog onthou? Dat ons gedans het en gespring het voor die Here. So het my gesê, Pieter sê vir hulle het nie meer die Heilige Gees, en die krag van die Heilige Gees, wat in hulle werk. My grootste begeerte, dat die Gees van God weer op die kerk uitgestort, op die Pinksterkerk uitgestort sal word. Dat mense weer in tale sal begin sing, in tale sal begin profeteer, en uitleg van tale sal kom, so sê die Here.
Dis my grootste begeerte. Here, dat ek dit net nog eenmaal sal sien voordat U kom. So die Here my gesê het, sê vir hulle het 'n biddelose kerk geword. Hulle het biddelose mense geword. Dis daar 'n vinnige skietgebedjie in die oggend, Here, dit is vandag baie dankie dat U ons deur die nag gehelp het. Here, daar lê 'n dag voor ons, help ons dat ons deur die dag sal kom, sodat ons vanaand weer veilig by mekaar sal wees. Totsiens, Here. Here, baie dankie dat U deur hierdie dag met ons gegaan het, dat ons kon bereik het, dat U vir ons voorsien het. Baie, Here, beskerm ons vanaand weer in ons huise. Baie dankie, Here, vir alles. Lekker slaap, Here. Het die kerk 'n biddelose plek geword? Of kom hulle nog by mekaar? Vat hande en soek God se aangesig in gebed en aanbidding. Kind van die Here, wat sou Jesus vandag vir die kerk gesê het? Hy sou dit ook gesê het, as jy vashou, kan jy oorwin. Kyk, die stryd is vel. Ek het nie gesê dit gaan maklik wees nie. Ek het nie gesê dat jy gaan nie deur deel van hierdie goed gaan nie. Ek het nie gesê dat ek gaan jou spaar nie. Maar as jy oorwin, sal ek jou die wit kleed gee. Ek gaan jou bekleed met pragt en praal. Ek gaan jou liggaam opwek as jy al reeds in die graf is. Ek gaan jou 'n nuwe liggaam gee wat geen pyn het en geen ellende het nie. Ek gaan jou 'n prins maak in my koningdom, want saam met my seun die prins van die prinse, het jy erfgenaam, mede-erfgenaam geword. Jy's 'n koningskind. Ek het vir jou 'n koninkryk voorberei. Jy gaan saam met my regeer eendag vir 1000 jaar op hierdie aarde. Sê vir hulle, moedig hulle aan. Hou aan. Wie tal kommers gehad toe. Prys weer is maklik. Nee man, dit draf, dan sy nog net klaar. Vraag my tot ek 18 kilometer voor die einde gekom het. Toe kruip ek. Paulus sê, ons is in 'n wedloop. En net hulle wat sal die kroon beerwe, as hulle weet, hulle ek maak klaar. Aan hom wat oorwin, sal die kroon van die lewe gegee word. Hoor wat die Gees van die Gees aan die gemeente sê. Gehoorsaamheid aan die wil van God, en nie aan ons eie wil nie. Dis die mees belangrikste, die wil van God word en die Gees van God bekend gemaak. Jesus het in die tyd van eenheid gesê, in die tyd van Getsemane, het hy gesê, my God nie my wil nie, maar wat U wil geskied. Weet U wat is die wil? Hy staan in daar die woord van God. Dit is die wil. Ons soek nie meer die wil nie. Ek wil net hierdie stukkie net gelees. Hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons moet gehoorsaam wees aan die wil van God. En gou vir die so 'n paar skrifte daarmee sluit gaan. Ons soek nie meer die wil van God nie. Tog het Jesus self gesê, Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Handelinge 4 vers 19. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Hy sê vir die mense, ek kan nie gehoorsaam wees aan julle nie. Ek moet meer gehoorsaam wees aan God. Handelinge 5 vers 29 sê, en Petrus die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Handelinge 5 vers 32, en ons is sy getuienis van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Het jy weer begeerte om weer God so in jou lewe te hê, dat jy nie kan wag in die nag om op te staan, vanaand om by die huis te kom, om jou Bybel te kan oopmaak saam met jou gesin, en die aangesig en die wil van God te soek nie. Het jy nie weer begeerte om Jesus Christus te ervaar, soos nog nooit tevore nie? Vir 'n oomblik, maak die oë toe asseblief.
Halleluja, Here. Kishende bachanda bakuturu rabende basulu rabom. Shayanda bakita rabachundu kushachai. Kieste rabende basulu rabom. As jy vanmôre hier sit, en jy sê, Here, vergewe my vanmôre, dat ek toegelaat het dat die wêreld my afgod geword het. Dat die blink van die wêreld my bied meer geword het as U, Here. Here, vergewe my vanmôre as ek teruggestaan het, as ek lou geword het. Vergeef vir my vanmôre, Here, as ek U weggestoot het van my af. Vergewe my as U aan my hartse deur geklop het en Here dit nie oopgemaak het nie, want my lewe is te vuil. Here, vergewe my as ek, Here, U te nagekom het, as ek my naaste te nagekom het, Here, as ek mense op my al weggestoot het, wat ek moes aantrek na U toe. Here, maak my weer rein. Maak my weer skoon, maak my weer vlekkeloos. Sodat ek vlekkeloos voor die lam sal kan staan. Here, want ek wil ook daardie kleed hê, waarmee U kinders gaan bekleed as U kom. Here, ek wil nie agterbly nie. Ek wil nie agterbly nie, Here, want ek sal dit nie maak nie. Ek wil saamgaan, Here, as U kom om ons te omhaal. Ek besief vandag, Here, die wederkoms soos op die draai. Het sy deur die dood, of het sy deur die weg geraak? Sien my net raak vanmôre. Sien my net raak vanmôre, Here. Voor ek vra daar waar jy sit, steek op jou hand op. Sê, Here, sien my net raak, sien my net weer raak. Sien die hande opgaan. Here, ek is so jammer. Ek sien die hande opgaan. Ek sien die hande nog steeds hande opgaan. Moet nie hierdie oomblik misloop. Is nie 'n skande om te sê vanmôre, Here, ek wil nie, ek wil. Baie dankie kan die hande laat sak. Ek gaan 'n algemene gebed doen. As jy vanmôre wil ingesluit wees, dan bid saam met my. Hemelvader, U liefde en U genade, Here, is vir ons genoeg. Here, ons het nie nodig om in die wêreld te gaan soek om bevrediging te vind nie. Here, want die wêreld bied vir ons soveel teëspoed, soveel ellende, soveel seerkry, soveel pyn, soveel lyding, Here. Terwyl daar by U vrede is, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, shalom vrede is, Here. Here, by U is daar hoop. By U, Here, kan ek my geloof opskerp en kan ek glo dat U 'n God is en dat U is U wil het vir my lewe en dat ek in daardie wil kan en wil lewe, Here. Here, wil vanmôre in die voetspore van Jesus Christus wil ek volg. Here, as U voet optel, dan wil ek my voet in die spore insit. Here, ek wil wees soos U gewees het. Here, ek wil wees sodat as mense na my kyk, kan sê waarlik, dit is 'n kind van die Here. Dankie, Here, vir die wete dat U ons nie gaan agterlaat nie. Dankie vir die wete, Here, dat U ons nie bo kan ons eie kragte sal versoek nie. Toelaat dat ons versoek sal word. Here, dat U alreeds 'n plan het vir my lewe vanmôre. Ek wil in daardie plan lewe, Here. Nader my God, nader aan U, wil ek lewe. Dankie, Here,
vanmôre dat ons in U teenwoordigheid kan staan. 'n teenwoordigheid van genade, van liefde, van omgee. Dankie, Here. U is ons God. U is ons Meester. U is ons Verlosser. U is ons Here. Ek eer U daarvoor. Here, wanneer ons nou uit mekaar uitgaan, Here, ek bid die seën van, ek seën elkeen, Here, in die naam van Jesus Christus, dat waar hy ook al mag gaan, hy 'n geseënde van die Here, sy 'n geseënde van die Here sal wees. Here, ek bid vir ons kinders wat eksamens skryf. Here, ek bid vanmôre dat die liefde van Jesus ons vooruit sal gaan en dat dit ons sal toevul. Here, ek bid die seën van beskerming oor elkeen. En ek bid, Here, dat elkeen se pad gelei sal wees. In die naam van die Seun van Jesus, in die naam van die Seun Jesus Christus, bid ek dit. Amen.